In Romeine 12 vers 19 tot 21 sien ek daar staan: Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: Dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. En nou die 53 vertaling sê: Aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. En dan kom hy en hy gaan verder in vers 20 en hy sê: As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Met ander woorde, in plaas van wraak neem, is daar iets anders wat jy kan doen. Jou vyand moet iets kry om te eet. As hy dors is, iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Hy gaan in vers 21 verder, hy sê: Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Nou, daar is 'n uitdrukking wat sê: God se meel maal stadig, maar seker. Daarmee wil mense wat daai spreek gebruik sê: Jy dink miskien jy gaan wegkom met jou sonde. God sal jou inhaal. Hy sal jou straf. Dit is gevaarlik om te glo en te verwag dat wanneer iemand se lewe in mekaar stort, nadat hy iets aan jou verkeerd gedoen het en jy maar besluit het jy gaan nie wraak neem nie, want ergens gaan dinge met hom verkeerd gaan. As daar wel so iets gebeur, wat dit presies is, weet ek nie altyd, wat verwag ons nie, maar as iemand se lewe in mekaar stort deur een of ander ding, dat dit dan God se manier is om wraak te neem. Want God kies mos om self wraak te neem, nie die mens nie. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Ek dink die regte ding is om by die beginsel van goed doen te bly. Die Here gee dit tog baie duidelik vir ons hier, as 'n oplossing vir dinge wanneer dinge verkeerd gaan tussen ons. Dat ons mekaar eerder sal bedien, eerder vir mekaar sal sorg, mekaar goeie dinge sal gee, en nie sal probeer self wraak neem nie. Ek dink, dalk eendag in die ewigheid, sal iemand maar verstaan hoe die Here eintlik hom reg gehelp het, wanneer hy iemand anders verkeerd opgevryf het, iets verkeerd aan iemand gedoen het. Die Here sal self sorg. Kom ons glo dit en ons maak ons lewe so tot eer van die Here mooi. Loop mooi.